Plantgesondheid is die sleutelfaktor van kuilvoeropbrengs en kwaliteit. Nou so sê HW Beken van Pioneer Saad, hy is veldagronoom vir KwaZulu-Natal in die Oos-Kaap en hy praat juis vandag met ons oor kuilvoer. Nou, Pioneer Saad is al vir talle jare betrokke by die jaarlikse Santam Landbou Nasionale Kuilvoer kompetisie. HW, baie welkom. Hoekom sê jy so verduidelik vir ons? Baie dankie Lise vir die tyd man. Ja, weet jy, plantgesondheid is die kern van alles wat ons in die kuilvoergewas verwag. Dis die basiese begin van waar ons kyk na ons plantgesondheid en 'n gesonde gewas gaan voort en dit laat kom ek sê so, 'n gesonde gewas fotosinteer. Fotosintasie lewer vir ons produksie. So ons beteken ons stryf na om 'n gesonde plant te kry. Wat dit beteken is maar net om daai sonlig en suikers om te skakel. Solank die blaar gesond bly, gaan die plant voort om pitte te vul en daai totale pitvul gee vir ons 'n hoër graanopbrengs. Of graanopbrengs en dan nou in die geval kuilvoeropbrengs. So bevange rypwording wat nou beteken is die plant sterf voor volwassenheid sterf hy af. Dit verminder die hoeveelheid gesonde blaaroppervlakte en daai verminderde gesonde blaaroppervlakte hinder die fotosintese aktiwiteit. En wat dit gedoen is, die styselneerlegging vertraag en is die hele kettingreaksie wat plaasvind. So ja, plantegesondheid is vir ons is nie net bloot nog 'n agronomiese eienskap nie. Dit kom vir ons neer op dit stel die produsent in staat om hoër produksie te lewer vir wat ook al sy behoefte is. Dit gaan gepaard met hoër kwaliteitsopbrengste. So ja, of dit nou melk of vleispotensiaal is wat die produsent boer, die basiese beginsel van goeie plantgesondheid lei tot 'n hoër produksie van die produsent. Nou, HW, histories is kuilvoer baie vroeër gesny as vandag. Wat het verander? Ja, Lise, dit kom maar eintlik vroeër jare is kuilvoer gesny vir twee hoofredes. Dit het gegaan op fermentasie en hulle het gefokus op maksimalisering van die opbrengs. En ons het nou 'n bietjie fokus gaan verskuif daarna te gaan kyk, kom ons fokus bietjie op die voginhoud en ons gaan kyk na die voedingswaarde daarvan. So met verloop van tyd het navorsing getoon dat 'n oes meer volwassene gewas beide styselkonsentrasie en die opbrengste verhoog. So dit is basies die beste van beide wêrelde wat ons dan kry. En ten bate daarvan is die verteerbaarheidssyfer nog steeds betekenisvol. So al boet ons een in, histories het hulle gedink dat as jy 'n plant los, laat hy droër word, boet jy verteerbaarheid in. Maar nuwe data en nuwe toetse wat ons gedoen het, reg oor die wêreld as Pioneer, het dit vir ons gewys dis nie die geval nie. So die uitdaging is egter in hierdie strategie net om suksesvolle plantgesondheid te handhaaf. So dis waarop dit neerkom. Ons wil nie net gaan fokus op om hom te vroeg van die land af te haal nie. Daar's baie voordele wat die boer dan daarvoor inboet. So ons fokus om daai plant later in die seisoen te los, gesonder te los, wat vir ons meer stysel gaan gee en dan natuurlik die hoër droommateriaal opbrengs. En dit gaan gepaard met daai energiedigtheid. So as jy jou beter kwaliteit kuilvoer het, gaan dit lei tot soos ek vroeër gesê het, in die beter bestuurspraktyke en beter toename in produkte wat die produsent boer. Wat gebeur binne 'n plant wanneer laatseisoen plantgesondheid begin agteruitgaan? So, om 'n lekker vergelyking gou te skep, Lise, kom ons dink aan blare sonpanele. So, wanneer siektes, droogtestres, voedingsfaktore, tekorte inkom, word die blaar beskadig en dan verloor daai plant fotosintetiese kapasiteit. En dit beteken dat daai plant minder suikerproduksie gaan lewer, minder stysel wat na die pit vervoer gaan word. Swakker pitvul, ek meen dit gaan tot laer en wat nou éventueel tot die laer opbrengste gaan. So die agteruitgang van die blaar en stingels, wat gepaard is beide faktore, beteken 'n verlies aan verteerbare voedingsstowwe. So terwyl minder gesonde blaarweefsel daar buite is, beperk dit die opbou van stysel. So elke ekstra dag waar daai plant in 'n gesonde omstandigheid staan en 'n gesonde blaaroppervlakte het, 'n skoon sonpaneel soos in die vergelyking, is daar meer energie wat opgewek kan word. En daai meer energie wat opgewek kan word, lei net tot kom weer op meer produksie. Is daar 'n eenvoudige duimreël vir gewasvolwassenheid? Ja, so ons het 'n bietjie saamgewerk met Pioneer Amerika
om hierdie studies te doen. So ons het 'n duimreël gaan ontwerp wat sê vir elke 1% toename in droommateriaal van 'n gesonde plant wat oesstadium nader, neem die gewasse gemiddelde toe met 0,3% meer stysel, 0,31 ton per hektaar graan ekwivalent. So daai word ook meer, daai aspek word ook meer en dan 'n 0,74 ton per hektaar graanopbrengs. Nou dis nou gestandardiseer op 35% droëmassa. So daar's 'n duimreël daar buite wat ons vir die boer kan gee. Dit kan nou afwissel van sy unieke plaas, unieke weeromstandighede jaar tot jaar, maar dis 'n gemiddeld wat ons gaan identifiseer het oor jare en oor lokaliteite. So en dit ten bate van al daai voordele wat jy kry, boet jy maar net 'n 0,2% afname in voedselverteerbaarheid. So dis nie statisties, hoe kan ek sê, vergelykbaar nie. So jy kry die hoope voordele ten koste van 'n baie lae negatiewe effek. So dis net die aanhitsing wat ek vir die produsent daar buite wil gee. Moenie te vroeg sny nie. Doen daai derde swamdoder bespuiting. Doen nie moeite om daai plant so gesond as moontlik te hou. So en ons sal nou verder dan vorentoe ook nou weer die verduideliking ingaan oor hoekom dit belangrik is op jou saad te gaan selekteer. Hoe beïnvloed laatseisoen plantgesondheid styselproduksie? Okay, so ons gaan nou 'n bietjie in die biologie ingaan, want stysel is die uiteindelike faktor van energiedigtheid binne in die mieliekeilvoer, as ons so kan praat. So soos ek nou gesê het, gesonde plante gaan vir ons daai sonpanele maksimaal laat werk. Dit gaan daai stysel aanleg in daai put so vol as moontlik maak. En na mate pitvolwassenheid toeneem, verbeter beide die opbrengs en styselinhoud. So hoe langer die plant gesond bly, weer eens, hoe langer kan ons met die proses voortduur. So vir melkprodusente is dit baie belangrik, want dit kan nou lei tot 'n meer voedingswaardige komponent in die kuilvoer. 'n hoër dosis van stysel in 'n happie wat daai bees vat. En dit gaan ook so gepaard met die vleisbedryf. Is daar ander voordele van goeie laatseisoen plantgesondheid buiten beter kuilvoer? Ja, Lisa, so dit gaan gepaard en die produsente, die boere sal baie lief wees vir my en hierdie standpunt wat ek gaan maak, is een van die grootste voordele wat ons kry, buite nou hierdie hele prentjie wat ek nou geskep het van styselvermeerdering, is dit die voordeel van 'n groter snyvenster. So sny of oesvenster, afhangend nou van hoe die boere praat, maar die waarskynlikheid is dat dit die grootste praktiese voordeel vir die boer daar buite is. So ons het 'n studie, soos ek genoem het, ons in Pioneer FSA het saamgewerk en ons het in 'n studie gewerk waar ons 3 verskillende kultivars onder identiese toestande gaan plant het. Die enigste betekenisvolle verskil tussen hierdie toets wat ons gedoen het, was die genetiese variasie tussen die kultivars wat ons geplant het en dan hulle verdraagsaamheid vir blaarsiektes. So om 'n bietjie te verduidelik wat ons toe gedoen het, is die Pioneer kultivar met die sterk laatseisoen plantgesondheid het 'n oesvenster van 15,9 dae gehad, net omrede hy gesond was. En die tweede en derde kultivar wat nie Pioneer kultivars was nie, het onderskeidelik oesvensters van 12,2 dae gehad en dan 10,2 dae gehad. So dit beteken die Pioneer kultivar wat goeie blaarsiekte verdraagsaamheid het vir jou 30 tot 60% meer oesbuigsaamheid gebied. En dis astronomies daar buite, want ons weet die praktiesheid van kuilvoersny is 'n uitdaging. Daar's uitdagings wat in die veld gebeur. Oesmasjinerie word vertraag, weeromstandighede meng in, arbeid is beperk en dan die groot oppervlaktes wat 'n mens moet sny. So vir die boer om daai groter snyvenster te hê, gee vir hom ook 'n voordeel. So weer eens, dit kom neer op daai plantgesondheid. Kan 'n produsent dan ook meer biomassa opbrengs behaal? Korrek, ja. Mens kan dit gaan gepaard en sien, dis nou vroeër om te verwys wat ons gesê het, histories het hulle vroeër gesny, want hulle die dinamika van vog nie lekker verstaan nie, en na ons daai konsep bemeester het, beslis. So dieselfde studie waarna ek nou net vroeër verwys het, wat ons nou die blaarsiektes getoets het ons ook getoon na die Pioneer kultivar wat die uitstekende laatseisoen blaargesondheid gehad het, 'n baie hoër droëmassa opbrengs gelewer het. En om weer eens te gou te verduidelik hoekom die verklaring is daarvoor is dat daar 'n gesonde plant langer gaan stysel aanlê. En daai langer stysel aanleg lei tot 'n hoër skepelmassa binne in die put
hoër styselproduksie en op die einde van die dag 'n hoër opbrengs per droomassa persentasie. So dit is presies wat ons die Amerikaanse term is die stay green om die Engels te gebruik. Die plant moet letterlik stay green. So hoe langer jou plant stay green totdat hy sy normale fisiologiese afsterwe doen, hoe hoër sal jou opbrengskurwe loop. Alweer wanneer 'n plant nou langer in die land bly, wat gebeur met styselverteerbaarheid en veselverteerbaarheid? Ja, dis 'n baie belangrike punt en soos ek vroeër ingenoem het, jy kry hierdie voordele van ten bate van 'n klein negatief, maar om dit nou 'n bietjie meer te gaan verduidelik is, baie mense het aanvaar dat die meer volwasse gewas outomaties swakker verteerbaarheid beteken. So toe Pioneer gaan belê in daai studies om te gaan kyk, is dit werklik so? En ons het navorsing gaan doen en dit toon vir ons egter dat die veselverteerbaarheid grootliks konstant bly. So vanaf die R3 melkstadium tot ongeveer 'n 3/4 melklyn bly die styselverteerbaarheid relatief konstant. Die stysel bou wel toe, so jy kry nog steeds daai heeltyd 'n stysel toename wat soos die plant ouer word, maar die opbrengste van verteerbare stysel hou aan styg. En dis die kernwoord wat ek daar buite wil net sê. En om dit in maklike woorde te sê, gesonder plante wat meer volwasse plante lewer hoër opbrengs en meer stysel sonder die noemenswaardige verliese van verteerbaarheid. Goed, nou buiten kultivarkeuses, watter bestuurspraktyke ondersteun goeie plantgesondheid? Ja, so Elise, weet jy, daar's 3 hoofareas en jy het nou die een geraak buiten kultivarkeuse, maar ek wil net klem daarop lê. Dit bly die belangrikste een. Is nommer 1 jou kuilvoer genetika, jou kultivar genetika. Tweedens kyk ons na die swamdoders wat jy in die spuit as siektedruk voorkom. Dis baie belangrik. En dan die korrekte voedingsbestuur en biologiese hulpmiddels indien die boer daarvan gebruik maak. So boere wil 'n wanpersepsie partykeer daar buite skep dat as jy kuilvoer plant, moet jy nie die liefde en omgee vir hom gee soos wat 'n graanboer vir sy mielies gee nie. En ek wil daar staan en sê ek wil die teenpool hê. Jy moet na daai kuilvoer kultivar kan kyk soos wat jy na jou graanopbrengs gaan kyk. Doen die moeite, doen daai derde swambespuiting indien dit nodig. Doen daai eerste of tweede swambespuiting afhangend waar jy is. En doen die moeite om 'n goeie genetika te plant. Daai genetika is maar soos ek en jy. Ons is meer verdraagsaam en meer tolerant oor sekere siektes en sekere siektes nie. So plant daai Pioneer kultivar want hy gaan vir jou 'n goeie siekte verdraagsaamheid gee. Alweer baie dankie om jou af te sluit. Indien 'n produsent nou vra waarom Pioneer kuilvoer kultivar so konsekwent presteer, wat jou antwoord? Ja, eerstens baie dankie, want ek sal vir daai boer die kompliment gee en ons is trots op daai beginsel wat ons staan, want Pioneer het die beginsel gevolg om uitstekende kuilvoerprestasie by plantgesondheid, omdat dit by plantgesondheid begin. So plantgesondheid is die fondasie en Pioneer fokus op kultivars wat langer groen bly, 'n breër oesvenster bied sodat dit weer eens by die praktiesheid van die kuilvoer sny in ook inpas. Langer fotosintetiese aktiwiteit, hoër opbrengste, en dan natuurlik daai hoër styselopbrengs vlakke wat vir daai boer die goeie kwaliteit ook in sy kuilvoer bied. So die doel is eintlik nie net bloot om mielies te produseer nie. Die doel is om meer verteerbare voedingsstowwe te bied, meer stysel, groter melk of vleisproduksie vir die boer wat per hektaar. So ons gaan fokus op daai per hektaar aspek ook. En dis waarom laatseisoen plantgesondheid so belangrik is vir ons. So ek wil net gou die geleentheid gebruik om die slotboodskap daar buite te sê, Lise, die beste kuilvoerprodusente oes nie net tonne nie. Hulle oes energie. Elke ekstra dag waar daai gesonde gewas groen bly, neem fotosintese plaas. Dit skep nog 'n geleentheid om meer stysel op te bou, die opbrengste te verhoog en dan nou jou winsgewendheid, jou ekonomiese skaal te verbeter. So daarom is laatseisoen plantgesondheid nie net bloot agronomiese eienskap nie. Dit vorm die fondament van 'n hoë gehalte mieliekuilvoer. Alweer baie dankie. Dit is dan ons kuilvoer gesprek met Pioneer Saad en aan die woord was veldagronoom H.W. Beken.